Johannes 3 vers 16 is seker die bekendste gedeelte in ons Bybel. Jy sien dit gereeld as 'n sticker agterop mense se karre of teen berge met klippe uitgepak. Tim Tebow, 'n bekende voetbalspeler in Amerika, het dit op sy gesig geverf met 'n groot wedstryd en as gevolg daarvan het 94 miljoen mense daai vers gegoogel. Dis so 'n bekende teks want hierdie teks bevat seker die kern van die evangelie. Dit gee ons 'n kykie in God se hart in. Maar om die hele betekenis van Johannes 3 vers 16 ten volle te verstaan, moet ons dit sien in die konteks van die gesprek wat Jesus met Nikodemus gevoer het in Johannes 3. Jy kan die gedeelte gaan lees vanaf vers 1. Maar hierdie gesprek wat Jesus met die leraar en leier van die Jode Nikodemus het, was om vir hom lig te skyn oor dinge wat hy as leraar moes geweet het. Nikodemus besef dat hy nou aangesig tot aangesig staan met die lewende woord, die woord wat hy as leraar verantwoordelik was om te bestudeer, bewaar en leer aan die mense. Kan jy jouself daai gevoel in voorstel, dat jy werklik gesig tot gesig staan met die woord van God, soos wat Jesus praat? Hierdie high-ranking fariseer kom praat met Jesus in die donker nag, waar niemand hom kan sien of hoor nie. Maar in die donkerte gaan hy na Jesus toe en hy ontdek die ware lig. Jesus vertel hom dat vir enige iemand om die koninkryk van God te sien, moet daardie persoon eers bereid wees om weer gebore te word. Basies, jy moet bereid wees om afstand te neem van alles wat jy gedink het jy weet en jou hart moet vernuwe. En Nikodemus het dit geweet. Dit was nie vir hom so vreemde konsep nie. Wat hy eintlik vir Jesus vra is dat hy nie regtig verstaan wat is die noodsaaklikheid van hierdie drastiese verandering nie. Hy bevraagteken eintlik die uitvoerbaarheid van die verandering, veral as mens nou al jou hele lewe op 'n sekere manier dinge doen. En in die gesprek gee Jesus vir hom die kern van die evangelie. In ons Bybels saamgevat in een versie. Een vers wat vertel van God se liefde en God se geskenk en God se genade. En dit sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad. Nou, as leraar Nikodemus, moet jy dit verstaan. God se liefde is onvoorwaardelik. God se liefde vereis nie wederkerigheid nie. God se liefde is universeel. God se liefde strek van hemel na aarde vir almal wat gewillig is om dit te glo en te ontvang. God se alomteenwoordige liefde is altyd beskikbaar. Die wêreld hoef nie eers hulle saak met hom reg te maak nie. Nee, sy liefde was van die begin af reeds daar. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het. Die nuwe vertaling gebruik die woord unieke, want die Griekse woordjie beteken letterlik enige in sy soort. Nou, as fariseer en leraar van die Jode, moes Nikodemus die ware betekenis verstaan het van iemand wat sy seun in gehoorsaamheid aan God prysgee. Want hy ken definitief die verhaal van Abraham met Isak. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maak nie saak hoe jy tot Christus gekom het nie. Al was dit in die donker nag waar niemand jou kon sien of hoor het nie. Hierdie een vers vertel dit alles. Hoe die oorsprong en inisiatief van alle redding by God lê. Soms klink ons geloof of soms word ons geloof uitgebeeld asof God eers moes kalmeer of bedaar, asof God oortuig moes word om te vergewe. Maar dit was God wat sy seun gestuur het. Hy het sy seun gestuur omdat hy die mensdom liefhet. God tree op vir ons. God het nie opgetree om sy krag te bewys nie, nee, maar om sy liefde te openbaar. Dit wys ons die breedte van sy liefde. Nie vir 'n nasie nie, nie vir goeie mense nie, nie net vir die mense wat hom liefhet nie, dis vir die wêreld. Die liefdeloses, die eensames, die persone wat God liefhet en die wat nooit eers aan hom dink nie. Almal is opgeneem in hierdie groot inklusiewe liefde van God. En elkeen wat in hom glo, wat dit besef en wat dit aanvaar, sal nie verlore wees nie. So Sint Augustinus dit gesê het, God het elkeen van ons lief, asof daar net een van ons was om lief te hê. Die Here het jou lief, hy het my lief. Hy het almal wie jy vandag gaan teekom lief, selfs al besef hulle dit nie. Onthou dit vandag en leef op so 'n wyse dat hulle dit dalk deur jou optredes sal besef. Tot 'n volgende keer.